Wat daai? Dankie. Boerewortrol. Ons ja, ons wil nie mors nie. Ja, sê. Franco is kwaai, ons wil nie mors nie. Marieke, ek en jy kom al 'n lang pad saam. Ons het maar eers net so op mekaar geloer by die events en ja, toe het Arno bietjie ingekoop in Oseaan en nou sien ek jou oor. Ja, nee, nou is ons oralste. Vertel 'n bietjie van jou besigheid. Ja, dit het nou so 'n bietjie uitgebrei. Ons het eers net begin met die boerierolls, die biltong en die droëwors en daai tipe goedjies en tot ons besluit, weet jy wat, kom ons add nou maar bietjie die kruideniersware en dit het definitief 'n bietjie van 'n boost gegee because dit is nou 'n bietjie meer van 'n variety ook. Ja. Maar ek onthou ons het droëwors bymekaar gepraat. Ek het droëwors by jou gekoop, soos 'n drug deal in 'n parking lot gewees daar in Fairmont. My klein wit van. jou klein wit van. Yes. En dit was van die ek jok nou nie eens. Dit is die beste droëwors wat ek in my lewe gedien het. Ag, baie dankie. Dit was net ongelooflik en ek onthou dan kom ek daar en sê ja, hier's nog 'n ekstra pak. Koop ek sommer daai pak ook. Yes. Maar dan na 2 dae dan voel ek maar, "Jesus, Steven, jy moet nou begin ergens 'n wortel in jou kry of 'n groenboontjie eet want vleis. Dis net vleis. En dit het sommer my middagete, aandete, alles geraak. Ja, dis lekker van 'n droëwors sê. Hy's altyd daar handig. Jy kan hom gryp whenever jy hom nodig het. Ja, maar julle is nou vandag hier by die meis. Dis nie net droëwors op die menu nie. Wat het jy hier voor my neergesit? 'n Lekker boerierol. Oh my goodness. Met my special tomatie en onion relish. Special. Sorry ons Ja, jy moet my laat weet hoe almal wil hê so lyk hy. Oh, say yummy. Oh my goodness. Ek Hoe lyk hy? Hoe ryk hy? Hoe proe hy? Ek dink ek wil stap en hom vir almal eers wys voor ek hom eet. Kyk hoe mooi wapper die Suid-Afrikaanse vlag vandag oor die meis. Kom ons zoom net gou vinnig in daarso. En dit is almal seins gesien. Ons hempies. Oh, kom ons kyk. Elkeen het 'n eie seientjie op sy hempie. Ag, jene. Ja, sy. For better or worse. For better of for worse. Dis great, dis So die oulik. ander het ook elkeen 'n ou seientjie op hulle hempietjies. Sit hom daar. Die vliegies is net nie baie aangenaam vandag. Wel, dit is Australië. Ek voel partykeer dis wel veel gemaak word. Nou, ons ken jou besigheid. Almal het jou al gesien by die event. Vertel 'n bietjie iets oor jouself. Hoe het jy uit Australië toe gekom op met watse plan in jou kop? Want jy het definitief nie 'n visa gekry vir droëwors. Nee. Ons het hiernatoe gekom met my man se visa. Ek het begin huise skoonmaak in Australië. Ja, want ek wou net nie ek kon nie gewerk het op sy visa daai stadium nie. En toe sê ek vir hom ek kan nie meer die huis sit nie. Toe begin ek mense se huise skoonmaak en dis hoe baie Suid-Afrikaners ontmoet het. En ek het die een aand toe maak ek vir ons nou boerewors by ergens by Delhi gekoop het. En ek sê vir my man dit is net nie vir my daar nie. En hy sê toe vir my, weet jy, kom ons gaan koop 'n klein worstoppertjie en ons maak ons eie goed. En dis waar ons begin het. Toe ons eie goedjies begin maak in die kombuis. Vriende het begin proe en dis waar die bal in die rol gekom het. En toe kyk ek en hy vir mekaar die een dag toe sê vir my, "Wat dink jy?" Toe sê ek, "Ja, kom ons begin." En toe het ons so 'n besigheid begin. En hoeveel jaar is hy nou net? 2018 het ons die deure gemaak. So, is nog nie baie lankie. Jy praat so oor huise skoonmaak. Een ding wat ek nou gesien het van Australiërs, hulle weet nie om 'n huis ordentlik skoon te maak. Ek's baie jammer. Ja, true story. Elke huis wat ons nou ingetrek het by, dan moet ons inspring en skoonmaak. En weer skoonmaak. Nee, wat daar's niks end of lease cleaning by hulle gewees. Nee. Nou, ek neem aan met so besigheid is al baie reëls betrokke want dit is Victoria, dit is die nanny state. Hulle kla verskriklik. Red tape van hier. Dit lyk soos 'n prins soos 'n celebrity as jy daar by uitkom. So baie red tape is daar. Jy moet prime safe gecertified wees en dit is een van die strengste authorities daar buitekant is prime safe. En dan moet jy deur SGS geaudit word. Dit was eers elke 3 maande en dank Vader die government het gesê nou is dit elke 6 maande wat SGS uitkom en hulle gaan deur al jou boekies, hulle gaan deur jou fabriek, elke hoekie, elke draadjie en dan obviously met die food truck dan alles moet gecertified wees. Dit ook. Jou krag, jou gas, jou food handling. Food truck in ons. So dis ons nuwe baba. Dis die food truck. So ons het begin by 'n klein van. Toe gaan ons 'n bietjie groter van. Nou staan pappa hierso. Ek sien. Soos die 3 beertjies. Dis maar Jim, Wie? My man? Ja, Ja, nee, sy fris aan rugby gespeel. Hy was 'n rugbyman. ek sal nie opsit nie. Wel as die brandewyn vloei later en die ouens begin flat face, dan weet ek hoe weer gaan kom. Ek gaan roep op. Ek weet jy wel Moereboer gekyk het nie. Op Jellyfin. Dis 'n nuwe Suid-Afrikaanse ding. Dis baie bekend. Ek het 'n bietjie gekyk. Hey, dis baie goed.
Toe sê hy is net lus, hy wil nou gaan. Toe sê ek, moederslagte, kan jy biep? Kan jy blieps inprint? O, nee, moenie oor dit hoor. Ek het nou die aand iemand geïnterview direk na die bokke verloor het. O, jene. Jy moes daai interviews. Eers hoor dat hy nou gevloek het geskel. Julle ding was Ja, nee, dit was baie erg. Maar luister, dit is my groot eer dat ek uiteindelik met jou kon sit en praat, want jy is letterlik 'n celebrity onder die sertifikaat. Ag, Jessie, baie dankie man. Almal weet wie is. En daar's 'n paar soos 'n Lindy van ja, dit is awesome. Ja, is al goed so awesome en ek het 'n interview met haar gehad so jare wat terug. En dis net name wat almal weet wie hulle is. Markie Bors. Julle sit kos in die maag. Ag, nee, maar baie dankie, ons waardeer dit verskriklik baie. Dankie vir die werk wat jy vir ons doen. Nee. Is om mense se naampjies bietjie daar uit te bring, ons waardeer dit baie. Ja, ek probeer man, dit is vir my lekker om al die mense te ontmoet. Ja. Lekker man. Baie dankie. Plakke Dankie palle. vir my haar raak. Ek gaan hom Geniet hom. Groet Ek my. weet er daar gaan inspring, anders gaan hulle vir my sê. Asseblief. Ag, gat hy. Enjoy. Dankie Steven. Wonderlik, baie dankie. Mooi balans van die rooibos, die heuning ons gebruik, yellow box. Nee, so dit is gelukkig nou wat die beste werk met die resep. Soos ook 'n goedkoper heuning wat ons kry. Maar werk baie lekker. Jy kry mooi die heuning. Is dit die heuning? Ja. Ek het gehou Ja, nee, dis rooibos. Ek mag. O, jy doen nie rooibos. Nee, ek kan nie daai so wil drink nie. Ek is 'n bietjie tonic byvat. Dis een met die drinks om jou break. Dis eerlikheid. Nee, dit is 'n bietjie rof. Kom op die wafel. Nee, kwits. Dit is Daar's 'n double booking. Kom sal dan nou bang. Bietjie tonic. Dankie. Het jy brandewyn saamgebring? jy moet probeer. Nee, ek's right, nee. Wat het julle hier? Waterballen, armbandieren, remmen, Ja. David het kering, Ludwig het Lucky Packets en Zuid-Afrika Wie se naam is Ludwig? Daai. My seun se naam is ook Ludwig. Lekker vier vanavond. Tannie kuier hier so in Australië, is dit reg? Kijk bij Van- Peter zelf. Van waar af, as ek mag vra? Kaapstad af, Durban wel. My, ek het nie in Durban gebly nie, ek het so 'n bietjie in Bellville gebly, Kraaifontein, Ja. moet ek dit nou noem. En ons is toe op die ou man die strand en toe is getrek van die strand af Engeland toe en toe op die ou nou Australië toe. Je En bent ook oorals geweest. ja, so 'n paar plekke, nog gaan nie oral is. Ons nog 'n bietjie baie graag 'n bietjie Amerika ook doen en Kanada en so, ja. Maar dink dan nie so ver van Australië. Dit is baie mooi hier. Baie mooi, as die Ja. son skyn. As je zo As die son skyn. Want ek hoor die stormslat veral in Driekel se plek daar so 'n bietjie. Ons krijgen baie koud. Ja. Baie En koud. Vir hoe lank is Tannie nog hier? Tot November maand. Ag, uitstekend. Ja, maar ek hoop Tannie het 'n wonderlike tyd. Nee, ik leer baie. Ja. En as ek mag vra, hoe is dinge nou in Durbanville waar Tannie woon? Hoe Maar vind dit is rustig dan. Ja. En ons is niet zo in die Kaap, net in die Weskaap, Ja. waar het nou niet zo rumoerig is. He. Ja, Durbanville is mos Lani area. Ja. Ja. Nee, maar dis 'n groot plesier om Tannie te ontmoet. Ek Ja, kan ik is echt zo blij om jullie allemaal te leren kennen. ja, nee, ek hoop want hier's hier's baie Suid-Afrikaners en hier's baie brandewyn. Ek hoop Tannie leer ken die beste van ons. Goed. Ja, want hier teen 11:00 vanaand dan weet ek nie wat daar gaan uitdop by daai campsite. Hi. Wat is julle naam? Ek sê lê. Elet? En ek is Jaco. Jaco. My broer se naam is ook Jaco. Ja. En julle is hier vandag by Makiti by die Mais, ons Suid-Afrikaanse fees vir Melbourne wat ons hoop om elke jaar te doen. En vertel ons wat dink julle daarvan? Hoe lyk dit? Hier by die meis, ek dink is amazing. Skerp. Nee, dis baie lekker. Ons kom baie min by geleenthede waar ons kan sosiaal verkeer saam met Suid-Afrikaners en ek dink hier is nou 'n nice konsep. En ek hoop volgende nou gaan van krag tot krag. Ag nee, baie, as julle sal dit graag weer wil sien. Absoluut. Okay, nee, maar dit maak my baie bly want dan sal ons dit weer doen. En ons kinders is net so bly om Afrikaans te hoor en te Wow, julle moet 'n bietjie in die campsite gaan rondwaal. Daar is baie cool Suid-Afrikaners. Almal wil net kuier en chat. En ons het op die oomblik 'n potjiekos kompetisie om die 4 dae. Ek is ook op pad soontoe want ek is een van die judges en ek moet gaan skoor hou. Anyways, dit was 'n groot plesier om julle te ontmoet. So ja, kom loer in. Okay, baie dankie. Kom ons gesels 'n bietjie oor jou besigheid. Wat het jy hierso? So ek is 'n grafiese ontwerper en ek doen illustrasies. Ek doen ook face painting en ek doen ook teaching as 'n art tutor. Julle weet so in Australië. Ja.
maar dit is my main profession. So ek werk. You sort of a jack of all trades kind of situation. En ek doen my prints. Meeste van my prints doen ek illustreer ek op iPad. Yes. En dan print ek dit uit, maar really high quality. Ja. En van die goed van hierdie een is original like a watercolor. Dis baie mooi. Dis beautiful. Ja, dit het ek eintlik oorspronklik vir my broer se troue gedoen. Alright. Ja, en almal het so daarvan gehou dat ek eintlik gescan, uitgeprint. Jy weet baie van die Aussies dink die protea is 'n native plant hierso. En ek het al op conversations. daar raak ek op Facebook aan die stry met hulle. Sê kyk jy Google dit net. Ja. Ons het dit in die gemeente toe gebring en dit groei baie goed hier. Maar dis maar eintlik maar net van een ou klein hoekie af in die Kaap. Dis waar jy hom kry. En dit het gebring saam met die volstruisvere. Yes. Ek dink dis die storie, saam met die goud. Ja, ons het in Sanders gebly en daar's baie Suid-Afrikaners wat daar woon en in elke tuin is daar proteas. Ja, dis amazing. En die vroutjie maak 'n Facebook post, sy maak bouquets, native Australian flowers. Ek sê, I'll take some of those South African flowers that you got in there. Sy sê, huh? En toen moest ik ineens verduidelijken. Maar dan moet jij zeggen, met die springbokken, dus die springbokken en die proteas. Ja. Als je cricket speelt, als je die cricket reference doen, dan verstaan we. Ja, dit is national flower. Yes. Ja, maar dat is baie. Maar nou vertel, wanneer het jy oorgekom Australië toe? Ek het oorgekom 22 jaar gelede. Goeiste. Ek het met 'n Aussie getroud. Ek is jammer om dit te hoor. Ja nee, ek weet dit. Ek dink dis wat jy gisterand vir my gesê het. Ja, dit is so iets wat ek sou sê. So iets ja. Toe maar, ek kry dit altyd. Ja, ek kan nie glo ek is al amper die helfte van my lewe is ek in Australië. Amazing. En ek het van die begin af het ek geweet ek gaan wil kuns doen. Want ek het geswat in Pretoria. Ja. En een van die girls hierso vandag het vir my vertel dat sy dieselfde kursus as ek gedoen het. Is dit? En ons het dieselfde dosente gehad, ja. Goeiste, dat is dieselfde jaar nie. Nee, so die same but not too much longer, like later. En ja, ons het hard gewerk in ons kunsgraad. En ek dink baie keer dink mense, you know, it's just too much work. Wat is die punt? Maar soos vandag dat jy goed uitsit, werk met die kinders, gesels. It's actually what it's about. It's about community. Van my dogtertjie die mooiste face paint. So ja, sy's baie wat sy gekry. Sy's Isabella, sy het sulke blommetjies so rondom haar. Ja. Ek het vir haar sy's so pragtig. Ja, sy's lyk maar my naelsverf lyk. Is dit? Ja, hulle het 'n klein salon daar so ja. Dis een van die vriendinne het so 'n klein tentjie daar met wat jy kan gaan sit daar vir 'n ding. Wel, jou stalletjie is mooi, jy's pragtig, jou artwork is amazing en ek love wat jy doen. Wat dink jy van die Makiti? Ek sal persoonlik meer wou doen omdat ek obviously 'n stand-up. Ja. Maar ek hou van die vibe. Ek dink dit is 'n goeie diverse mix van Suid-Afrikaners. Ja. Want baie keer ek is nie deel van die Suid-Afrikaanse community nie. Hendrika is een van my baie min Suid-Afrikaanse vriende. Ja. En omdat ek bly nie in daai areas nie en ek het hiernatoe gekom saam met 'n Aussie. Yes. So ek praat ook nie Afrikaans nie by die huis nie. So is vir my 'n baie ander experience. Ek is in die diepkant ingegooi 22 jaar gelede. Ja. En ek het nooit geweet ek gaan hierso bly tot ek oud word. Ja, ons praat maar Afrikaans by die huis met mekaar, maar met die kinders is moeilik want hulle verstaan Engels beter. Yes, moeilik as hulle skool toe gaan. Ja. Dan is dit moeilik. Ek het jou gazebo vir jou opgeslaan. Ek sê maar net, ek en Pierre en ons het 'n paar laaitjies wat hier rondgeloop het ingelyf en ek dink dalk dis hoekom hy skeef is. Die oor dan. Jou setup lyk baie mooi. Ek is baie bly. Ja, ek is wees definitely baie werk om alles op te doen. Ja, jy sien hoe hardloop ek hier altyd rond. Laat ek bietjie my So wat ja. Laat ek bietjie my setup hier omdraai. En dan wat ek sal doen is ons maak so vir 'n exit. Kom ons druk daai ding 3 keer. Ek moet. En hier sê ja. So vir die laaste keer, jou naam is LZ. Sy het haarself al 5 keer my voorgestel. Gisterand by die bonfire. Ek het met so baie mense gepraat, ek het tyd verloor.
Yes, dat niks bier het niks om my te win. Glad nie. Nee, ek was net laat geweest. Ek moes inhaal en ek kon nie. It was too much. Ek try al my hele lewe lank inhaal, nee. Ja. En ja, dit was great. Ons vanaand weer so maak. Ons tans potjiekos daar aan die gang. Hulle is besig om die lekkerste disse daarop. Ek kan nie wag om te begin eet nie. Gaan ons gaan proe? Wel, ek moet nog vra. Ek moet proe. Ek is een van die Die judges. regte mense. Ek is een van die judges. Ek moet proe. Ja. Ek moet nou soos met jou. Maak die potjie. Maar baie dankie vir jou tyd en ons sal hierdie vir jou op die channel sit en dan 'n bietjie vir die mense in Melbourne wys. Vertel my asseblief 'n bietjie van julleself. Waar kom julle vandaan? So ons kom oorspronklik van Pretoria. Pretoria. Ja, in Bloemfontein, Yes. in Kreersdorp. Ons is al omtrent, hoe lank is ons al hier? Ons is omtrent 11 jaar hier, Ja. so. Of en half. En wat bring julle Melbourne toe? Werksgeleentheid Yes. en ons vir ons kinders, ons tieners op haar stadium, maar Ja. ons 'n bietjie ander geleenthede gegee. Dis waar ja. Ja, dis maar hoekom ons almal maar kom. Ja. Ons het ook 'n wye draai gevat en toe op die einde maar hier kom land. En sekuriteit. Sekuriteit. Kyk, ons wees eerlik. Kom ons wees eerlik. Sekuriteit. Sekuriteit is vir my 'n groot probleem. Ja. Hier is by die rodeo, ons doen rodeos. Rodeos. Okay. En ons doen farmers markets. Yes. En ek sê hierdie boksies van ons met ons trios is basies ons wat is opgekoop. hierdie like is hierdie chili. Daar chili. chili. Ja, Daar like chili. baie like. Wow. Ons doen alles. Drie kere Ja. so. Ja, doen dit voltyds. Ek doen dit voltyds, dis my besigheid. Yes. En jy doen okay. Dis dit gaan goed. Dit gaan okay, maar dit gaan ook moeilik want jy het al hierdie compliances wat jy moet nakom. O ja. Nee, ek weet Die ja. compliances van PrimeSafe vat al jou geld. Al die red tape. Al die redtyd. Ja nee, dis hulle sê mos Victoria is 'n nanny state. Dis hy. Ja nee, jy kan maar dis jy moet regtig haar op die tande en deur die hele storie Maar werk wat om hierdie man het geperseveer. Hy het. Hy het deur die redtyd gegaan. Well done. Ek het net voor COVID begin. Voor die lockdown. Ja. Hy's Begin aan ek die met ander my kant besigheid. weer en nou het ons daai, jy weet nou kan hy daai sê, okay, dis nou agter die rug. Dis net die maintenance daarvan en nou kan 'n mens Ja. iets doen wat nie almal kan doen. Dis waar ja. Dis die uniekheid En daar. ek het begin met biltong omdat ek Ja, kon nie goeie biltong kry. dit is waar. Ek het geproe en ek kon nie goeie. Dis baie waar en ek het ook maar so op die ou maar my eie biltong begin maak, maar ek geniet maar nog steeds om te koop want ek dink altyd iemand anders se smaak beter as myne. En toe het ek my 'n Kalahari kabel gekoop en hy's ook een van my groot sponsors. Hy gee my elke 3 maande 'n masjien om vir iemand een of ander member op Porsche weg te gee. En dis so lekker om dit te doen. Ek maak hy phone call sê luister, jy gaan nie glo nie, jy het sopas die Kalahari kabel gewen en hulle is gewoonlik uit hulle velle uit. Nou Anyway, so verder doen ons my dogter die yes. die Android. Ons doen 'n bietjie arts en Sy doen my vrou doen arts. Ek doen die arts. Ons dogter het nou met die freeze-dried produkte Freeze-dried begin. produkte begin. Baie nice. So, dit lyk heerlik. Food, ons doen ook hierdie vrugte. Droëvrugte. Ons doen nee, dis freeze-dried. Ja, vries. Die goed hou as jy dit reg stoor kan dit vir 20 My jaar. ene hou. is daar's hy. En kykie, dis 'n roomys. My ene. Wat nou in 'n En hy's so lig, so hy's regtig 'n Hy's droog. Hy's so Al die droog so water. en hy proe nog dieselfde. vir al daai ouens wat te veel van die wit gedeelte van die biltong eet. Hulle moet maar vir hulle bietjie gevries druk. Ja. En dan doen my vrou daai Yes. daai borde ook. En dan- ons het maar ja, so 'n bietjie groot. Bietjie van alles. Bietjie van alles. Wat ons maar gedoen het ekskuus. vir hierdie mark. Maar anyway, ons het baie fun. Yes. Maar ons moment of truth of ons gunsteling oomblik altyd is wanneer ons veral vir die Aussies bekend stel in biltong. Ja. Die biltong reekse wat ons doen, is ons gunsteling oomblik as ons wel sê this is the best jerky alternative. Yes. En dan proe hulle die verskil en daai gesigte verander Kan dit reg net voor nie jou. glo nie. Maar weet Alles wat geconvert. jy selfs ons is vandag hier gekoop. Toe Yes. vir hulle sê you just ate Android steak. Yes. Android steak. Oh, it's not cooked. I said no, it's not cooked. Hulle verstaan dit nie. Ja, nee, ek Hulle weet verstaan ek dit, weet. maar die vrou Ja. juffrou Ek sien my man sê don't worry man, that's ek sien gedurig Aussies in die Suid-Afrikaanse winkels daar waar ek my biltong koop. Maar luister, baie dankie vir julle tyd. Dankie dat julle het 'n baie mooi stalletjie en dankie Steven. ek sal hierdie vir julle op die channel kry en ons laat die mense bewus maak wie julle is om julle ook 'n bietjie te ondersteun en julle is op Facebook en hulle kan remotely bestel. Ja, op Facebook het ons alles besonderhede. Ekskuus, ek kuier nou nie, maar ons moet 'n kuier inry. Yes, nee, ons maak so. Ons gaan by julle by die plaas kom kyk. Dat sal lekker wees. Ja. Praat met my vrou.
Okay, dankie Steven. Dit is 'n groot besef. Dankie Steven. Leo, Leo, De Lange. hy sê dit so half versigtig asof hy wegkruip vir SARS. Nee, ek kry nog steeds elke week 'n e-mail van SARS. En ek het jou Hulle dink hulle moet vir my R16 betaal vir my bankrekening. Oei, en nou spam hulle jou vir R34,000 se waarde. Daar's nie 'n manier om uit te help. Ek kry hierdie 2 e-mails. Daar's 'n dringende message vir my wat sê hulle skuld my R16. Nee, top. En jy het gesê die ding wat jy die meeste verlang van Suid-Afrika is Die bekende dinge. die bekende dinge. Maar dit groei, dit net soos In Australië ook. Hoe so? Dinge groei op jou. Hoe so? Hoe so? Ek gaan mense ongemaklik maak vanaand. Ek het geweet ek Ek dink daar's goed wat deel is van jou DNA. Daar's goed dat jy maar net weet. Kom ek sê so, daar's dinge wat ons kan sê, grappies wat ons kan maak wat net ander Suid-Afrikaners verstaan. As jy dit hier doen dan dink mense jy is so 'n bietjie van jou tollie af of 'n bietjie nie heeltemal by nie of jy verstaan nie heeltemal hoe ernstig dinge kan wees hierso. Dis waar ja. Dis 100% waar. En ek dink daar kan jy ontspan en dinge sê wat die meeste mense verstaan en nie heeltemal oor die top gaan en wat so 'n bietjie. Ek dink ons het 'n unieke humor, 'n unieke verstaan van die wêreld en dit die mensdom aan. Dis baie waar. Ek meen ek maak gereeld Afrikaanse grappies vir die werk, maar niemand lag af voor nie. Ek dink dit het iets te doen met die feit dat ek in Australië woon en almal praat Engels. Maar ek meen dit is nog steeds snaaks. Hulle is so selfsugtig. Ja, maar wat stel wat jy gesê het van in Suid-Afrika is daar groter issues. Mense is nie so behep met klein PC goedjies nie. En dis hoekom jy boring advertensies hier het want ons kan tog net ietsie sê wat iemand ergens dalk aan behalwe van iemand anders gaan af. Ja, ook almal offended. Ja. Suid-Afrika kyk in Nando's ads en al daai goed. Dis wat jy vra wat Die double breasted. Tel my gou 'n bietjie wat gaan hier aan want ek hoor 'n bietjie politiek. You're not South African, are you? Maar Is jy? Wie is gebore hier, is jy? ek het nog hulle sê die vette kos vergeet. Hou daai mic bietjie vas. John. Ek het nog hulle sê hulle vette kos vergeet. Yes. Wat sê jy? Servette. Servette, serviettes. Sien, ek is 'n boer en ek weet wat daai woord beteken. Jy, onder andere, jy behoort te verstaan. Ek meen jy kom van Afrikaans af. Wat is dit? Wat noem jy dit sê weer? Vette. Gee my gou nog 'n woord asseblief. Ek is nie klaar nie. Kommunikasie. Alright, hier's vir jou een. Potgieter. Grondboontjie botter. Rooi ribbok rammetjie. Wag, Miranda. I'm just kidding around. Honestly, it is actually wonderful that you're here. I know, in a sense, that the culture is only half yours, but the fact that you're here means that you're still embracing it, and that is amazing. What's jou naam? Come on, dis jou oomblik. Wie is jy? Dis Susan Engelbreg. Susan Engelbreg. So voor ek Australië toe gekom het ek in Vryburg gebly. Vryburg. In die Kalahari. In die Kalahari. Pragtig. Ek is van die Groot Karoo. Wel, ek het groot geword in Namakoland, maar ek is toe Groot Karoo toe en frustrasie 'n dag verbygaan wat ek nie aan dink nie. Ek meen Australië is beautiful, maar daar's maar net iets spesiaals van daai blomme wat al die kleure van die reënboog is en jy kan net kyk so ver as wat die oog kan sien. Ja. Gelukkig bly ek nou in die Mallee tussen die boere, so daar is koring en daar's canola, so dit glo ek amper by. Jy is baie happy. Ja. Okay. Eerstens, kom ons begin op die punt. Wat jou naam? Ek's Marilies. Marilies. My fok Marilies. Okay, so. Verkeerde ene. Nee. Dis Frank, dis Johan. Dis Karin. En wat bring julle hiernatoe? Gees. Wel, van Suid-Afrika nou af. Hoe het dit begin? Vertel ons 'n bietjie. Ja, ons het maar gekom vir werk en veiligheid en 'n bietjie toekoms vir kinders. Maar toe bly ons sommer nou. Yes. En ons maak dit lekker, ons maak dit huis. Ja. Ons maak pelle. Ja. En ons maak dit lekker. Ag ja, dis die beste. En julle? Selfde. Sy het gesê sy is lus vir avontuur. En dan bring jy aan Melbourne toe. Ja. Ek love Melbourne, ek love die Nou, weer. jy van dit nie, dis in Namibia. Kyk. Ja, ons maar dieselfde rede, ook maar vir die kinders en Ek gaan nie long-term vision. Ek gaan nie okay, ek hou ook van Melbourne.
Ek moet sê die winters raak so 'n bietjie lank nou en dan. Van die Aussies, né? Ja, nee, pragtig. Hulle dan hulle mou oor alles, dink jy nie? Nee. Ek lag altyd as hulle mou oor die politiek en dink ek, "Jesus, jy het geen idee nie." Ja, Melbourne so lekker is, die Aussies wat. Dit is 'n lekker. Nee, dis 'n lekker plek. Melbourne het maar 'n paar foreigners ook. Nou nie praat nie van ons nie. Ja, dis Kaap. Ja, dis die Kaap, ja. Nou wat maak dit hier lekker vir jou? Nou word ek sommer geïnterview. Ek het maar my vrou aangekleef. Die Bybel sê jy kan jou ouer huis verlaat, jy moet jou vrou aankleef. Sy is die een wat al die werke kry reg oor die wêreld. Ons het eers in Engeland gebly. En toe na 3 jaar toe sê ek nee, dis te koud. Toe sê sy maar kom ons gaan na 'n warmer plek toe kom sy hiernatoe. Dink ek jy het te fout gemaak. Dis net wat minder reën. Ja, nee, ons kon Kanada toe gaan het. Ons het 'n geleentheid gehad vir Kanada, maar toe besluit ons so eerder maar Australië. Suidelike halfrond, rugby is beter. Wat die Melbourne, hè? Ja, Melbourne. Ja. So, hoe op 'n scale of 1 to 10, hoe seker is julle gaan vandag se potjiekos kompetisie wen? Ja, absoluut. Verseker, bro. Ja, en julle lyk baie confident. Ek moet sê, daar's great pryse hoor. Ek bly vir daai vraag want dis 'n given. I mean, ons gaan nou begin. En dan gaan ons vat. Kyk, as nog mense moet onttrek het uit die potjie uit, dan gaan ons die pryse vir julle anyways moet gee. So, ons is op die podium, maak nie saak wat. Derde prys. Wel nee, as sodra hulle pryse daar gaan ontdooi het, dan gaan Wouter hulle ook begin enjoy. Dan raak dit nou serieus. Maar ek dink die ding wat hoekom ons dit gaan doen. Maar jy was 'n pot altyd. Hy's daardie kompetisies oor is. Dis môre ons ontbyt. Ek dink net ons het 'n voorsprong oor die ander om dit te wen omrede enigste Namibiërs. Saam met top Suid-Afrikaners. Die beste van albei wêrelde. In Nederland. Die beste buite. Ja, en ons het 'n bietjie presentation, hè. Julle het awesome presentation. En wag, die sokkies. Die sokkies. Namibië en Suid-Afrika sokkies. Ja. Ons kan nie ons inwys nie want dis onder toe. Ek het ook een. Ek wil 'n bietjie later aan die visrivier toe gaan. Gaan neef. Okay. Nee, is okay. Ek sal hom piep. Ja. Alright, baie dankie julle was great sport. Ons gaan nog lekker chat vanaand en Eerste van vele. Ja, ek weet nie of julle Ja. Ek dink nie julle presentation gaan ooit klaar kry nie want hy het nou gebruik oor hoeveel gin hy gedrink het daar by Glenbosch se stalletjie. Ja. Ja. En ek het jou kan gekoop. Ja, en toe dan is hom dit ook want jy was gone. Okay, under the bus. Ek is baie Thanks, buddy. Moenie my kos vertrek. Môre nie, sy wiele is weg. Alright, wag, die baas soek my hierso. Wag. Hendrika. Ons gaan jou wiele neem. Ja, en dan net vir die komitee, weet Steven en Hendrika en Tanya en Petrus, almal wat betrokke was, almal wat iets hier in die agtergrond gedoen het. Dankie vir julle moeite. Dit was heeltemal onbaatsigtig. En ek dink weet as hierdie sukses is en ek dink dit is en weer staan, dan gaan ons dit weer doen en ons sal uitreik as iemand 'n idee het of wil betrokke raak, dan sê dit vir ons. En ons is ook vir volonteërs. Ons is ook vir volonteërs. Vir Hendrika 'n kans gegee om ietsie te sê oor Erfenisdag, kom Sean. Ja. Hendrika, wil jy die mikrofoon hê? Nee, wat? Hendrika? Ek sal hard praat, julle nou almal hoor. Ek het net soveel battery oor. Dis hierdie week Erfenisdag gewees in Suid-Afrika. Maar ons het nou besluit om hierdie lang naweek te kies omdat dit nou dis dan nie presies is in Suid-Afrika nie, maar die Footy weekend is toe nou net daarna. Ek het begin reël en dink soos daai eetkoringkie skrap van Ice Age. Dit is julle met daai klein akkertjie so treasure en vashou. Want dit is belangrik nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders. En daar's my ma. Al die pad van Suid-Afrika af. Sy was 'n Afrikaanse juffrou en 'n geskiedenisjuffrou. En sy het daai liefde in my gekweek en ek het dit in my kind se hart gekweek. En volgende naweek gaan sy trou met 'n Aussie. Maar hy praat al so amper Afrikaans. Lekker. Ja.
Laat nog 'n bietjie. Wat op van die ander kant af. Bietjie nader. Right, kom ons begin met jou naam. My name is Jerome Brown. I'll say that like James Bond really. What language is that? Dit help nie, want nou praat ek sommer Engels. My naam is Jerome. Alright. Jerome Brown. Ek sê dit soos James Bond. Brown. Jerome Brown. Ja. So daai is die regte naam. Sien, jammer dat ek nou aangesien ek ook nou Engels gepraat het, is jy vergewe. Ja. Right, kom ons kyk of jy kan pot maak daar. Ja. So hierso, ons het nou net die wyn in die skenkel ingegooi, so ons wag dat dit 'n bietjie kook. Yes. Maar die skenkel is al klaar gebrei. Hourie. En daaronder is daar eie, daar is spek, daar is rüssie en daar is balsamiese asyn. So ek glo dis 'n goeie bedding om te braai. Ja, nee, dis baie. In sacrifice of the. En is daar genoeg hitte daaronder? Ja. Ja, hierso kyk, begin nou net borrel maar. Baie nice. So, gaan 'n bietjie tyd om deur die kolle te trek. Ja. Die hout wat ons het. Ja. Maak nie warm kolle nie. Ek weet nie. Wel, jy moet seker maar van daai dikker stompe gebruik en daai kant. Ja, die wat ons aan hierdie kant het in die trailer is so. Dis maar net om die vuur te begin, ja. Okay. Ja. Okay, great. Maar wonderlik, baie dankie. So volgende kom daar 'n bietjie patat met groentestok. Ja. En dan kom daar voor dit bietjie later groenboontjies. Okay, wonderlik. Lekker weet, 5 uur. Great. Ja. O, wag, ek het nie eens jou gesig in, maar die son skyn so. Sy. Alright, so die groenbone kom nou. Ja. Right, laat ek ons hierso borrel iets al. Die ou is al amper klaar as jy my vra. Ja, man. Wat het jy daar? Dit is nog net 'n stukkie skaapvleis wat daarin is. Ons reg net 'n bietjie brei neem. Jy seer hom nou lekker. Ja, ek gaan 'n paar eie bygooi en dan sal ons verder vat. Die eerste jaar toe ons hierdie potjiekos kompetisie gehad het, toe neem ek ook deel. En ek het 'n skaappotjie gemaak en ek was vasbeslote ek weet hoe om 'n pot te maak en ek het die secret ingredient. Wat gebeur toe? Ek het my aardappels bietjie te vroeg ingesit. Ja. En toe ek weer sien, dan maak ek sop. Nee, wat die mense was baie kwaad. Ekskuus, wat is jou naam? My naam is Marius. Marius, baie dankie Marius. Dit lyk great. Dit net te doen gaan. Hallo.
Kyk, ek dink nie een van ons gaan meer eet vanaand. Ja. Ek was al vol na die tweede bord en hulle bly bring. Ek wil net begin om eerstens vir al ons deelnemers kykie. Afvat die mic. Hou braas. Ek wil vir al ons deelnemers sê baie dankie dat julle deelgeneem het. Al die potjies was regtig amazing. Dit was great. Ek gee hulle 'n round of applause. En dan ek wil net voor ons nou by ons prysuitdeling kom, net sê weer eens dankie vir Franco en Tanya dat ons hier op hulle plaas 'n bietjie kan vier kom maak, kan op kamp en dit kan geniet. Kyk hierdie weer. Ek meen dit was net ongelooflik. En dis wys jy dis 'n krag van gebed. Ek meen ons het gesien dit gaan reën en ons het onmiddellik gesê kyk hier ons beter bid vir sonskyn. En ons het. En die weer het net wonderlik uitgedraai. En dan definitief dankie sê aan almal wat gevolunteer het om te help. En die mense die dames in die kombuis, Tanya, Tyler, Jasper, hy's nie 'n dame nie. Vir almal wat gehelp het om gazebo's op te slaan, om kos te maak, om stoele te dra. Ek het vir almal wat ek vergeet, ek sê nou al, ek vra om verskoning. Ons is baie dankbaar. Tanya, baie dankie. Ja, kom sê vir hulle daar op kom. Hey, kom nou. Kap weekend weer. Wat is dit? Wat is dit? Wat? Yes, en dankie vir Chris en Penny wat so ver gryp. Waar is hulle? Kom kry dit hierso. Dis honey van dis gin gemaak deur Glen Bosch, honey en rooibos. Jy drink hom as jy verkoue het. Ja. Sê, hy's down. Right, wie is Johan? Nee, ek speel. Hy het actually geluister vroeër en hy het 'n paar foto's op oorsee se Facebook gelaai en #, Makiti by die muis. En weer eens, ons vra vir almal wat deelgeneem het, sit julle foto's daar buite, add die hashtag, laat die woord versprei en laat ons dit dalk volgende jaar groter en verder kan vat. Kom kry jou borrel. Ja. Right. En dan laastens net ons twee beoordelaars, Lou en Leon. Ek sonder hulle kon ek nou nie. Ek was nogal baie geïntimideerd want hulle is regtig pro. Ek sit daar. Dis is 'n hoërskool eksamen en ek kyk wat skoor hulle. Dan hou ons die boom toe. Ja, Lou sit so. Hy sê niemand mag kyk. Right. Okay, so dit werk so. Ek gaan begin met die wenner, heel eerste, en die wenner kan kies wat se een van hierdie pryse hy wil huis toe vat. So vir die van julle wat in spanne is, julle gaan moet maar wat van 'n armdruk kompetisie hierna. Ja. Maar jy moet eers die borrel opdruk. Nee, wag. Moenie spreek dit. Right. Okay. Ons wenners en ons het hard en lank geproe. Ons is baie kwaad vir hulle want hulle was amper laat. Is die Staffies. Veel geluk. Unanimously. Het hulle die potjie gewen. Ek speel. Hulle potjie was ja. Maar die pot. Kom ons vat ons pot. Saai. Well done. Ja, nee, dit is dankie. So, hulle het 'n lamspotjie gemaak. En dit was baie lekker. Ja, die strandloper wil ook 'n happie is al oor is. Tweede prys, ironies genoeg, is ook 'n lamspot deur Martinus Harmse. Reis, right. So, you've got the pick. Wat sien julle hier? Die Cabo.
So Kalahari Carbo is een van Oorsee se grootste sponsors. So ek kry by hom elke 3 maande 'n biltongmaker en ek kan dit weggee vir enige iemand wat op Oorsee geregistreer is. Hy het spesiaal vir my ekstra ingegee vir hierdie event. Daar's sy boks. Laai hom in, maar jy moet dit nou doen, ons sal draai hom weg. Feels gelijk. Okay, so reg. Baie dankie. Right, derde prys. Nou, ek sê dit elke jaar. As jy nie gewen het nie, moet nou nie daar in die parking vir my wag nie. Is nie ek alleen wat hierdie besluit te maak nie. Wag by hulle karre ook. Asseblief. En net voor ek die derde prys uitdandig, ek wil net so klein bietjie selfsugtig wees en praat oor Oorsee. So jaar en 'n half terug het ek en my vrou besluit ons wil graag vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap Oorsee ietsie gee wat hulle kan gebruik as 'n tool om mekaar vinniger te vind, by mekaar te kan uit te kom, koneksie te maak en familie weg van familie te maak. En toe bou ek die Oorsee app. Dis verniet, dis vir julle. Asseblief, as julle belangstel, download dit op die App Store, sign op en connect met mense, met Suid-Afrikaners reg oor die wêreld. Lees hulle stories, kyk wat hulle daar gekom, kyk hoe leef hulle daar. En gebruik bietjie die connection page. Jy kan interest daar search. As jy byvoorbeeld jy hou van kamp, gaan search vir kamp of visvang of uitstappies of wat ook al dit is en jy sal ander Suid-Afrikaners sien wat dieselfde interest het as jy. Dis my prinses. Een van hulle. Ek het 2. Right, derde prys. Ja. Ek wil net sê van die potjie. Wag, ek is nie klaar nie. Ek praat te lekker. So Donkey Baai het derde prys gewen. By Maar wat baie is dit? Hulle kom voor dit. Ek wil graag hê jy moet bietjie soos jy dan dit in ons present het. Present dit gaan aan hierdie kom. Of jy forfeit jou prys. Hy's jong. Ek kan daar gebeur op. Die inspirasie agter die potjie. Kyk jy ons inspirasie agter die pot was is 'n Die inspirasie agter die pot was is 'n mengelmoes van Suid-Afrikaanse kultuur en Namibiese duine. Wat hier gekom het. En ons het besluit om die Durban curry hier te doen onder bunny chow met die hoërste voet van Namibië. Met tekstiel, wat is ook gesê? Met lekker geure. Met gelik. Wat dit nie ons het nie, ons het daar wat is ook gesê? Vir my wat dit mooi gemaak het, was 2 verskillende lande, albei lande maar in 'n mate baie Afrikaans, baie Suid-Afrikaans en julle het daai 2 kulture saamgebring na ons toe. En dit was beautiful. Ek meen party mense vergeet dat Suid-Afrikaans is meer as net Suid-Afrika self. Daar's Zimbabwe, daar's Botswana, daar's Namibië. En julle het daai waarheid gebruik en 'n inisiatief gebruik en vir ons iets nogal baie mooi present. Baie dankie. Dit feels gelyk. Vat julle troostprys. Baie dankie. Kom ons gaan braai. Wouter en Marike van Heerden. Nou, kyk, ek ken julle soort van al vir 'n jaar, maar ons het nog nie eintlik veel gekuier nie. En jy so nou en dan gesels 'n bietjie WhatsApp. Jy het ons mooi uitgehelp toe ons Nathaniel en Karen Zoe hulle wou Melbourne toe bring en het my 'n paar venue idees gegee en op die einde van die dag het Arno gevou en toe is hulle hier. So ek wil net dit daar uitkry dat dis danksy jou dat hulle op die einde gekom het. Want jou gekarring het my heeltyd so baie dankie. En ek moet sê, ek het julle dopgehou oor die kamp en ek voel julle het julle self regtig baie geniet. En weet jy, ek word altyd baie bly as ek sien hoe 'n pa met sy kinders speel.
En die feit dat jy nog 11 uur laas nag met jou dogtertjie gedans het op die dansvloer, gesokkie het vir haar geen courage het om aan te hou, vir jou seun 'n paar dansmoves verwys het. Selfs ek word emosioneel. Verstaan? So nee, ek kan soms sien jy's 'n goeie pappa en ek is bly dat ons vir jou hierdie wonderlike beautiful plaas kon gee om ja, dit 'n bietjie meer te explore. Vertel ons 'n bietjie, wat het julle gedink van die Makiti? Ja, is lekker. Dit is lekker om hier rond te loop en almal praat Afrikaans behalwe vir ons Touk en Ozzy wat ons het. Ja nee, hy's die mascot. Maar ja, en ons kinders wat net jol en jy weet is veilig en hulle is net so hulle kan net floreer en ook ontspan. Ja. Ek hou van daai woord floreer want ons main organizer is floreer oor see. Ja. Amerika. Ek dink ja, een van ons ander vriendinne het genoem dat haar kinders Aussies is. Yes. Dat hulle nie Afrikaans is nie. So dit is so belangrik om hierdie tipe geleenthede vir ons kinders te skep. Ja. Ek meen waar anders gaan hulle leer wat 'n Afrikaanse sokkie is. Presies. So dit is so belangrik om hierdie te doen en ek dink selfs as mense 2 keer 'n jaar kan reël, sal dit fantasties wees. Nou praat 'n paar mense kry om julle bietjie te help. En dit elke 6 maande te doen in plaas van 1 keer 'n jaar. Maar ek meen hierdie was fantasties en ek dink dankie vir julle wat dit gereël het. En ons kan net voortbou op hierdie en volgende jaar gaan ons groter. Wel ons hoop om dit volgende jaar weer te doen. Dis sover like it, dis 'n yes. 2 keer 'n jaar? Why not? Dis 'n baie goeie idee. Ek sal dit formele een en 'n informele. Ja, ons gaan soos 'n after, ons gaan 'n debrief hê. As hulle 'n bietjie gesels en al daai dinge. Maar ek stem my seun het julle kinders baie geniet en hulle het baie lekker gespeel. Ek is verbaas ons het nie een van hulle uit die cricket gaan haal. Ja. Want ek meen seuns is seuns. Hulle het nie eens gaan klip gooi of niks al nie. Hulle het probeer gister. Het hulle. Maar weer is daar enige opbouende kritiek wat julle met ons wil los? Enigiets wat julle dalk volgende jaar 'n bietjie meer sal sien? Nog hout. Nog hout, as hy. En op daai noot eindig ons om dankie Wouter en Marike en ons sien julle weer volgende jaar. Dankie. Jy is 'n klomp lekker. Die kelkie wyn die roep so mooi, gooi vir ons 'n knerts. In 'n makwaland, dieselfde rooi met die son se hand geverf. Iewers tussen die vlaktes het ek true love gevind. Kalahari nooi, pronk springbok mooi soos 'n hippeleer die wind. Jy is 'n klonkie lekker, van die regte plekke, met jou draadwerk en jou vlekke, van my